Nee, hierdie is half 'n voortsetting in die sin van, ek wil vanoggend weer eens oor genesing praat. Wat ek bietjie wil anders te doen is, ek wil net, julle weet nou, ons praat baie en ons is groot, ek is hande en voete betrokke by die ding van, God klim in jou binnekant inklim en hy wil jou binne gesond maak, okay? So daar's 'n klomp goed wat ons voor moet bring en al daai van dinge. Maar, dit kan vir partykeer vir mense voel soos dit raak 'n werke ding. En ek wil vanoggend oor die ander kant praat ook van, ons staan absoluut op God se genade. Daar is nie 'n ander boodskap as dit nie. Alles wat ons het, wat ons doen, wat God deur ons doen, wat God in ons doen, wat hy vir julle doen, wat hy deur julle, al daai goed is genade. Alles wat ons doen is gebaseer op genade. En ek wil net vanoggend 'n bietjie meer daaroor praat, dat julle net sê, ons glo in ons hele harte, daar is nie 'n ander boodskap as dit van, God se genade is onverdiende guns. Oor daai rede, dis onverdiend. Jy kan absoluut niks daarvoor doen nie. Jy kan 'n trooper wees, maar dit het nie uit te by met God nie. Dit het uit te by met jou, dit maak jou lewe makliker. Okay. So, hierdie gaan 'n bietjie aan op die ding van genesing, wat ons al oor gepraat het. Hier's wat ek hoop gaan gebeur. Ek vertrou God dat dit moet gebeur. Daar's 'n paar mense wat sulke dinge dink en hoop, en ek is deel van hulle. Ek hoop ons sal minder nodig hê om vir mense te bid vir genesing. In die term van, of in die sin van, kom jy daartoe, leef jy honderd bid vir jou. Ek hoop dit raak al hoe minder wanneer ons aangaan. Ek hoop ons kom op 'n plek waar ons in goddelike gesondheid leef en nie nodig het om te gaan van genesing na genesing. Ek hoop dis 'n ding wat kan gebeur. En die rede daarvoor is julle, toe Christus vir ons kom sterf het, die sondegedeelte weet almal van. Dieselfde wonde wat Christus vir ons gemaak het, laat ons vergewe word, het gemaak dat ons genees word. Dis 'n package deal wat Jesus gebring het, en ons behoort aan daai package deal, dink ek, te lewe al meer. So ons weet van die innerlike ding, ons weet van die ding van as jy aan die binnekant genees word, die Bybel praat net van die voethaal, so die vasdruk plek of die handvatsels wat Satan op jou kan kry en jou kan op 'n manier gebind hou en waarvan siekte een deel is. Maak daai dinge minder. Maar aan die buitekant het ons nog steeds genesing nodig en ek hoop nie die standaard sal nie wees rye mense in genesingsdienste nie. Dit is nodig, daar's niks verkeerd daarmee nie, maar ek dink as kinders van God, as ons besef wat Jesus vir ons gebring het, behoort ons al te meer te lewe in goddelike gesondheid en nie goddelike genesing nie. Paulus het die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf. En Paulus praat nooit van lê vir mense hande op nie. Jesus het dit gedoen en Jesus het beveel vir sy disippels. Maar dit was primêr 'n teken vir die ongelowiges dat hulle hom kon sien. So Jesus het baie gedoen en hy het dit anders gedoen as wat ons dit gewoonlik doen. Hy het gaan staan en mense gesond maak en dan vertel hulle van die koninkryk van God. So Wigglesworth het hierdie ding van, hy noem genesing God's dinner bell. Ding-ding-ding. Mense sien God en roep na God uit en al daai dinge as hulle daai goeie van hom ervaar. So jy behoort hande op te lê vir mense. Jy moet dit definitief doen. Doen dit vir jou familie, vriende, kollegas, al daai goeie. Dis 'n manier hoe hulle God se liefde en sy genade oor hulle ervaar en dis hoe hulle by hom kon uitkom. Maar as jy self genesing nodig het vanoggend in jou lyfie, dan hoop ek hierdie boodskap gaan jou help, want die boodskap gaan oor, as al hierdie goed die waarheid is van God, hoekom sien ons dit? Hoekom sien ons dit min in ons lewe? Relatief, nie almal nie, party sien meer, party sien dit glad nie, maar waar is dit? En ons gaan 'n lang storie kyk, ek gaan moet of jaag bietjie, of baie stadiger praat en hierdie oor 2 breek, want is 'n bietjie van 'n ding kom op toe agter. Ons gaan, as jy 'n Bybel wil kyk vandag, jy kan jou vinger indruk by Genesis 20, want ons gaan baie daar wees. Genesis 20 vers 17 tot 18. Net vir die eerste stuk daarvan. Toe het Abraham tot God gebid en God het Abimelech gesond gemaak. Ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. So hulle was kinderloos. Want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, terwille van Sarah, die vrou van Abraham. Nou, die rede hoekom ek spesifiek hier wil lees oor genesing, is omdat daar's 'n ding wat hulle noem the law of first mention. Dit beteken is, in enige boek werk dit so, as jy iets in 'n boek bekendstel, dan sê jy iets daaroor, sodat mense weet waaroor hulle praat. So, wat jy in die eerste keer as jy oor iets praat, sê nogal baie, want dis al die bekendstelling van die term. So die eerste plek in die Bybel waar gepraat word van genesing, is hierdie gedeelte, waar Abraham vir Abimelech bid, en sy gesin. So,
Ek wil eens met hierna kyk, want hiersoos is baie goed te sien oor genesing en wat ek dink wat probleme is. Hoekom mense dit baie keer nie ervaar nie. In hierdie gedeelte sien ons dat die Here het al die vrouens se moederskote toegemaak, baarmoeders toegemaak en die kinders kry nie en God kom genees hulle en maak hulle baarmoeders reg. Abimelech het nie 'n baarmoeder gehad nie, hoop ek. So dalk het hulle sy baarvader gesond gemaak, I don't know. Maar almal is reg en dit gee vir ons die rede oor hoekom die Here hulle moederskote gesluit het. En die rede was oor Sarah. Sarah is op 'n verkeerde plek en Abimelech is 'n hele almal wat van werk sy vrouens, kinders, almal daai goeie kan nie kinders kry nie. En ons gaan 'n bietjie kyk hoekom dit so is. En net eers agtergrond oor genesing. Genesing is die gevolg van Jesus se totale werk wat hy gedoen het aan die kruis. Dis wat vandaan kom. Omdat van julle ken seker die storie Jesaja 53, as jy so dit wil bly. Jesaja 53 profeteer hierdie ding en dit sê vers 4 en 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar terwille van ons oortredinge is hy deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En daai genesing is ding wat gebeur het. Dit sê dit daar, wat Engels sê net, we are healed. Dit is dan die, okay, jy is genees deur Jesus se wonde. Baie van julle lees Engelse vertalings. As jy dit lees, dit praat in party van griefs of sorrows. Wat 'n half sokker vertalings dink ek die Afrikaans is nogal baie nice hierso. Want die party mense kon hulle self net nie kry as hulle Bybel vertaal, ja, om vertaal wat daar staan nie, want hulle is ook mense met hulle eie teologiese teorieë en goede. Die woorde wat daar staan in Hebreëus is koli, dit beteken siekte. En makov beteken pyn, dis die fisiese goed in jou lyf, dis wat dit beteken. So Jesaja sê, Jesus sê daai siekte en daai pyn kom vat. Hy het hom geneem en hy het dit gedra. Hoe dit gebeur? Siekte is daar as gevolg van sonde. Met die sondeval het siekte deel van ons bestaan geword. Daar was nie siekte voor die tyd nie. Siekte het gekom as gevolg van die sonde. En daarom as Jesus kom en hy neem ons sonde weg, dan gaan die siekte. Dis hoekom altyd dit saam nodig is. En as Jesus gekom het om jou siekte en jou pyn weg te vat, my liewe maatjie, dan hoef jy dit nie te dra nie. Okay? Dis die goeie nuus daarvan. God het dit gedra net soos wat hy die sonde gedra. En jy sal dom wees as jy dink ek moet dit nog steeds. En baie mense sukkel daarmee. Jy hoef dit nie te dra nie. Jy hoef net so met jou siekte te dra en jou pyn te dra as wat jy jou sonde hoef te dra. As ons 'n fliek sien, sê maar waar Jesus se lyding uitgebeeld word. Ek weet nie meer van julle ooit was daai ding van Passion of the Christ te kyk. Ek was daar, ek wou ook mooi. Dit was maar so erg intens af. En wat gebeur as jy kyk daai lyding van Jesus en dan sê ons mekaar na die tyd, Jesus, dis ongelooflik wat Jesus deurgemaak het om vir ons weer by die Vader uit te kry. Dis amazing. En jy koester jou redding, wat jy besef die dierprys wat Jesus betaal het. En vanoggend wil ek vir jou sê, daai selfe prys te betaal vir jou genesing. Dit is dieselfde ding. Ons behoort net so veel te koester. Die feit dat God gekom het om ons gesond te maak. Dit was dieselfde ding wat hy ons deurgaan vir dit. Okay, dan sê dit ook hierso in hierdie vertaling praat van daai selfde ding vir ons vrede gebring. Okay, Shalom. En Shalom is baie meer as net vrede, julle. Dit is 'n raak vertaling, maar Shalom is nogal 'n mondvol in Hebreëus. Ek wil vir julle net so 'n paar goed te lees uit een dictionary uit. Its basic sense is not the narrow one of peace, but the wider one of well-being. It may be used for the good fortune of the wicked, for health, for national prosperity, which implies stability. In many passages, it denotes friendly relationships, whether between states or individuals. It is thus linked with covenant. A covenant initiates or seals it. In Ezekiel, it is God who makes the covenant that results in peace, so that the term can finally express the relationship between God and His people. Nog 'n klomp goed van hoe dit in die profetiese boeke gebruik word.
as may be seen from Isaiah, more than political peace is no issue, for peace is associated with righteousness. The term still embraces welfare and peace, but it has the more comprehensive implication of salvation in its total range and scope. Dit beteken God het vir jou alles kom doen wat hy te doen was. Hy wil jou gesond maak, ryk maak, sein maak. Hy wil alles doen wat jy nodig het, wat verkeerd gaan hierso. Dit het God kom doen, toe Jesus vir ons kom sterf het. Hierdie gedeelte praat van fisiese genesing. Party mense sê, moet hulle goed so min sien en probeer hulle redeneer van, nou waar is dit heen? Dan sê hulle, dis nie fisiese genesing nie. God praat van innerlike genesing en geestelike genesing en al wat dit. Maar as jy gaan kyk in Matteus word hierdie ding weer aangehaal. Matteus haal Jesaja aan. Matteus, wat is dit? 8. Matteus 8 vers 17. Haal hy Jesaja aan. En hy sê dit, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem en ons siektes gedra. Sê mense, dis nie fisiese siekte nie, maar die konteks van hierdie storie, as jy net 'n bietjie boontoe kyk, vers voor dit en sê, en toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring wat van die duiwel besete was, en hy die geeste met 'n woord uitgedrywe en almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Jesus is besig om mense daar so fisies gesond te maak. En dis hoekom Matteus sê, want dis wat Jesaja gesê het dat hy gaan kom doen. Dit het definitief uit te waar met jou fisiese gesondheid. Op hierdie punt, jy het nie geestelike gesondheid nodig nie. Okay, jy moet fisies gesond gemaak word, want ons deel nog, ons lewe nog met allerlei twak, ons lewe in 'n gevalle wêreld, ons lewe met al die goed op ons wat nog nie reg is nie. En so ons gaan nog moet deel met gesond word in ons lewe. Geestelik het jy nie gesond maak nodig nie. Geestelik is jy of dood of jy's lewendig. As jy God nie ken nie, as jy verwyder is van God, is daar nie genesing nodig nie, my maatjie, jy moet by God uitkom. En dit gebeur met wedergeboorte, word jou gees lewend gemaak, weergebore, so dit word nie genees nie, dit word nuut gemaak. So met hierdie agtergrond net van genesing, van waar dit vandaan kom, Jesus sê dit kom bring 'n totale werk in die kruis. As dit so is, hoekom sien ons dit dan nodig? En ek wil vanoggend vir julle 2 redes gee. Die een rede is 'n baie hartseer rede, en dit is gedeeltelike prediking. Psalm 103 Sê jy by my? Okay. Psalm 103 vers 2 tot 5. Kyk, ons sal 'n stukkie doen. Psalm 103 vers 2. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy welwade nie. Dis wat hy sê. En wat gebeur het is, die kerk het vergeet God genees. So mense weet nie, want niemand sê vir hulle die goed nie. Dan sê mense, nee, maar ons glo God genees, maar hy genees net sekere mense. En jy dink so tot jou kind siek word, jy wil vir 'n kanker kry. Vers 3. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Dis alles wat God bring. En die Bybel sê, jy moet nie een van hierdie dinge vergeet nie. En ons het gaan staan en vergeet dat God doen hierdie dinge en hy maak ons gesond. Nou, wat gebeur as baie keer met die gedeeltelike prediking? Dit is nie net hoor mense hulle word nie genees nie. Hulle hoor ook net die gedeeltelike ding van God vergewe al jou ongeregtighede. So wat hulle hoor is, die dag sê tot bekering kom, dan vergewe God al jou sondes. Hy maak jou skoon van die dag van jou gebore tot waar jy nou is. Maar dan wat hulle sê is, daarna is dit 'n geleentheid tot geleentheid ding. So, jy beter elke keer as jy iets verkeerd doen, gou onthou wat dit is, en belydenis vra daarvoor, gou belydenis vra daarvoor, want as jy dit nie doen nie, en God vang jou uit, en hy kom dalk vinnig terug, gaan jy nie hemel toe gaan nie. En daai wiskunde maak vir my geen sin nie. Want, wanneer het God jou vergewe van jou sonde? Die dag toe hy in die kruis gesterf het hy die mensdom se sonde kon vergewe. So as jy hom aanneem daai dag, dan klik dit vir jou in. Maar as God se genade nie jou sonde kon vergewe het, of kan vergewe van die dag wat jy hom aanneem vorentoe in jou lewe nog nie, gaan dit ook nie die tussen
jou geboorte en jou redding kan vergewe nie. Want op die stadium toe Christus vir jou gesterf het, was al jou sonde nog toekomssonde. Okay? So, toe Jesus jou vergewe het, het hy jou vergewe. As jy hom aanneem, vergewe hy jou sonde, en hy vergewe jou sonde van môre, en oormôre, en die dag daarna, en dit is weg. Dis die waarheid van vergifnis. So, dis die ander ding wat mense nie hoor nie, want mense is bang, hulle gee vir hulle 'n stukkie ding wat mense mee gaan weghardloop, gaan sonde pleeg, die ding van genade. Maar die waarheid van genade is, God het jou vrygemaak in die kruis al. So, van die dag dat jy gebore is, tot die dag dat jy hom weer sien van aangesig tot aangesig, alles klaar vergewe. God staan buite tyd. So as hy sê, al die sonde is vergewe, moet dit vir hom beteken alles. Hy is buite tyd, alles. Mense wat die genade van God verstaan en dit vasgryp, gebruik nie genade om te gaan sondig nie. Hulle mense wat wetties is, soek 'n loophole. 'n Ou wat nie in 'n wet steur nie, soek nie 'n loophole nie. Daar's nie 'n loophole nodig nie. So as jy God se genade aanvaar en sy liefde aanvaar, dan gaan dit jou nie jaag om te gaan sondig nie. Jesus het gesê, mense wat besef hulle is baie vergewe, gaan baie lief hê. Jy hoef nie te worry dat mense gaan sondig as hulle genade besef nie. So gedeeltelike prediking van God se groot genade maak dat mense dink hulle is nie heeltemal vergewe van hulle sonde nie. En dit beïnvloed hoe jy voel oor genesing. Want as God nie jou sonde gaan vergewe nie, hoe gaan hy jou genees? En hierdie twee gaan altyd saam. Ek gaan net vir julle een voorbeeld daarvan lees. In die Nuwe Testament praat baie van daai ding van iemand kom na Jesus toe en Jesus praat nie eers oor sy siekte nie. Hy vergewe sy sonde en dan kom hy genesing. Een so 'n voorbeeld, Lukas 5. Vers 17. Is dit nie die gedeelte wat ek wil lees? Hier is hy. En op een van die dae was hy besig om te leer en die Fariseërs, die wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem het daar gesit en daar was krag van die Here om hulle te genees. En daar het manne 'n mens wat verlam was op 'n bed gebring en hulle het probeer om hom in te bring en voor hom neer te sit. En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in voor Jesus. En toe hy hulle geloof sien, sê hy vir hom, mens, jou sonde is jou vergewe. Hy noem nie eers hy se siekte nie. En die skrifgeleerdes en die Fariseërs het begin redeneer en sê, wie is hy wat so godslasterlik praat? Wie kan sonde vergewe behalwe God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en hy antwoord en sê vir hulle, wat redeneer julle in julle harte? Wat is makliker om te sê? Jou sonde is jou vergewe of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy van die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. En te doen in daai dinge en almal sê, woe! Genesing vloei uit vergifnis van sonde. Beteken dit dat alle siekte is die gevolg van sonde? Tegnies ja. As dit nie jou sonde is nie, is dit jou pappa Adam se sonde. Okay? Want vooraan die sonde was daar nie siekte nie. So die goed het ingekom en dit is hoekom sonde se vergifnis en genesing hand in hand loop deur die Bybel rond. So dink 'n bietjie daaraan. As daar nie sonde en siekte was nie, dan was daar nie dokters en sielkundiges en psigiaters nie, dan was ook nie pastore nie. Want daar is nie 'n job sonder sonde en siekte nie. In elk geval, dit lyk baie keer of die feit dat Christus deel van jou lewe is nie effek het nie. Dis wat in die gang is. Mense is en as 'n kind van die Here, maar daar's nie effek nie. En hoekom is dit so? Galasiërs 5 Galasiërs 5:4 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Die King James version in Engels sê, Christ has become of no effect unto you. Dit vat die effek weg, sê die Bybel. So,
as jy depressief is, en Christus nie effek in jou lewe, dan bly jy depressief. As jy bankrot is, en Christus nie effektief in jou lewe nie, dan bly jy bankrot. Terwyl ek op het is, genade is ook gebind aan jou voorsiening. 2 Korintiërs 8 vers 9. En daar praat nie, sommer net sign uit. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En hele Korintiërs, 2 Korintiërs 8 en 9 gaan oor geld. Dis nie ander goed nie. Praat van geld. So, hoekom het Christus nie effek op jou lewe nie, of in jou lewe nie? Die mense dink dis die gevolg van sonde. As jy sonde het, gaan Christus nie goed in jou lewe kan doen nie. Dis nie die waarheid nie, hè? As jy dink in al die stories van Jesus se genesings, hy loop in skares rond, kom weer 'n prostituut na hom, toe kan raak hom, en hy maak haar gesond. In haar hart. En daar kom siektes na hom toe met malaise se goede. Al die mense wat om hom saamgedrom het en na hom luister het, wat hom geraak het, al die dinge gedoen het wat hulle nie mag doen eintlik nie, het Christus effek op hulle lewe gehad. Dit was nie die sonde wat die effek gestop het nie. Die mense op wie Jesus nie effek gehad het, dit was die godsdienstige mense, dit was die fariseërs wat gedink het, hulle is baie cool, hulle lewe het nie al die sonde in nie, hulle is goed deur hulle werke. Dis die mense op wie Jesus nie effek gehad het nie. Sonders was geen probleem nie. So die antwoord hierso is dat jy probeer om jou vergifnis te verdien. Jy werk vir genade. Het gaan nie werk nie. God wil hê, jy moet al jou vertroue en jou hoop in Christus sit. Niks vir jouself nie. Dis die amazing van Christendom. Mense bloei om hulle lewe reg te kry. Dit is nie nodig nie. Jesus wil niks, God wil nie daai hê nie. Hy wil hê, jy moet na hom toe kom, hy wil alles vir jou doen. Okay? Die tweede rede is, in die res van die storie in Genesis 20, nou in gedagtes, ons gaan werk met types vanoggend. En dan onthou daai storie, want baie van die goed in die Ou Testament is in beelde en in types, dis ons klomp moet leer. So ons gaan na types kyk, en ons gaan kyk na die storie van Abraham en Sarah en Abimelech. So voor ons toe gaan eers, in Romeine 4, Abraham is 'n tipe, en hy is 'n tipe van geregverdig word deur jou geloof. Dis waarvan hy tipe is. Ons gaan net gou kyk waar kom dit vandaan. In Romeine 4. Romeine 4 vers 1 tot 5. Sê hierdie: Wat sal ons dan sê, het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. So dit sê Abraham is vir ons 'n prentjie van regverdiging deur geloof. En dit sê, jy kry jou regverdiging deur in Christus te rus. Dis nie iets wat jy voorwerk nie. God wil nie jou werk nie, want jy van werk moet jy betaal volgens wat jy verdien. Dis die probleem met die wet gewees. Jy doen al die goedjies, good boys, jy het goed te doen, gaan jy pak slaag kry. Okay? En God sê, hy wil nie betaal van wat jy doen nie. Hy wil jou regverdig op sy genade. En die amazing ding hiervan, mense kan ook dink, God regverdig mense wat goeie dinge doen. Maar vers 5 sê, hy regverdig die ongeregtiges. Hoe doen hy dit? Hy moet 'n legal manier gehad om dit te doen. En daai manier is Jesus se kruisdood. So dis wat hy kom doen het. So Abraham word vir ons 'n tipe van geloof. Ek gaan net verwys na hom. As jy nou die storie lees, dink aan Abraham, geloof. Okay. Sy vrou Sarah is ook 'n tipe. Vir haar gaan ons kyk in Galasiërs 4 word daar tipe vir ons beskryf. Galasiërs 4 vers 21. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie. Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees en die ander een uit die
uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde. So dit sê dis tipes. Want die twee vroue staan vir twee verbonde. Een van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slawerny kinders baar. Dit is Hagar. Want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slawerny. Maar Jerusalem daarbo is vry en dit is die moeder van ons almal. Kyk, so dit sê Hagar, julle ken die storie van Hagar en Sara en Abraham wat besluit dat hy gaan die Here bietjie uithelp om sy belofte waar te maak. Okay. So dit sê Sara is 'n tipe van genade en van vryheid en van die nuwe verbond en Hagar is 'n tipe van die ou verbond van slawerny, van wette, van verdienste. Dis die twee tipes wat jy in jou kop moet hou en dan Abraham wat die tipe van geloof is. So waar kom die aanval vandaan teen genade, julle? Die aanval kom van mense wat dieselfde vader het, Abraham, vader van geloof. So dieselfde geloof, maar verskillende maas. En mense wat Hagar is 'n ma, die wette en goede, dis ons wat met genade aanval. Dis die mense wat ander opneem met die wette nakom of anders te gaan God vir niks doen nie. So kyk na die ou langs en sê vir hom, wie is jou mamma? Wie is jou mamma? Is jy 'n vry mamma of iemand gebind is? Okay, so gewoonlik die ouens wat wetties is, dink hulle is beter want hulle werkies is beter en so. Maar as jy onder genade lewe, dan is jy vry. Want dan is jy regtig vergewe. As jy onder 'n wet lewe, moet jy verantwoordelik doen vir elke liewe dingetjie wat verkeerd gaan. En jy moet hard werk om Christelike vrugte te dra. As jy onder genade lewe, is dit half moeiteloos. Want dis die vrug van die Gees wat deur jou gedra word. So vir die een werk jy hard en vir die ander een rus jy hard. So jy kan kies wat jy wil doen. Hier is iets interessants. Die storie van Josef en Benjamin was die twee seuns van Jakob en Rachel. En Rachel was die geliefde vrou. Okay? Daar was nog 10 ander seuns wat by Lea was, wat die ongeliefde vrou was. Nou, dis wat ek hou van hoe die Bybel in mekaar slot, as jy na tipes kyk, want 'n storie is nie 'n storie nie. Dis 'n ware ding wat gebeur het, maar alles maak sin. Weer eens dieselfde pa, twee verskillende ma's. Een is geliefd, een is ongeliefd. Toevallig is daar 10 seuns wat dalk vir 10 gebooie kan staan. Vir wette. En Josef is weer 'n tipe van Jesus oor langer redes. Hy was verwerp deur sy broers en die hele wêreld gered en klomp ander stories. En Josef, ons hemelse Josef, is op soek na Benjamin, wat sy boetie by sy selfe ma was. Dis wat God soek tussen ons. Okay. As die wettiese gedeelte is wat God soek nie. Hy soek dieselfde pa en dieselfde ma. Hy soek geloof en hy soek genade op dieselfde plek. Okay. Terug na ons storie in Genesis 20. Ons gaan nou begin met die begin van die ding. So vers 1. En Abraham het daarvandaan weggetrek na die suidland en gaan woon tussen Kades en Sur en in Gerar as vreemdeling vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat Abimelech die koning van Gerar Sara haal. Abraham lieg. Dis die mooi Afrikaans. Abraham wil vertel 'n leuen hierso. In daai tyd het die mense wel met hulle halfsessies getroud. Maar hierdie God verwys hierso na sy vrou. Okay, hy is getroud met haar, dis sy vrou en Abraham kom maar aan en hy raak bietjie bang want sy vrou is Hani en hy sê dis my sussie. En lieg is verkeerd. Was nog altyd Abraham lewe voor die tyd van die wet, julle. En dis toe al nog altyd verkeerd. Mense weet wat's verkeerd in hulle harte en hulle is nog geoordeel daarvoor ewen. Maar die manier om verkeerde dinge reg te maak is nie om die wet in te sleep nie. Was nog nou nie antwoord gewees nie. As jy anders te begin glo en jy anders te begin lewe. Maar okay. Onthou nou hier is die eerste storie in die Bybel oor genesing. En ons gaan nou tipes kyk van wat dit sê so wat die probleem is. In vers 2 sien ons hierdie een probleem wat vandag aan die gang is. Baie mense sê ons het geloof, ons is van dieselfde Vader af, ons het die geloofdings gesort. Maar hulle is nie intiem met genade nie. Hulle hanteer genade wat Sara is. Soos 'n sussie, nie soos 'n vrou nie. En ek weet nie waar jy vandaan kom nie. Waar ek vandaan kom, kan jy nie intiem met jou sussie wees nie.
maar jy behoort met jou vrou te wees. So jy kan nie sê, genade is belangrik vir 'n Christen, en dan maak jy dit 'n intiem deel van die lewe nie. Dit hoort daar. Dit is nie 'n sussie nie, dis 'n vrou. Dis wat die eerste gedeelte oor genesing in die Bybel daar sê. Baie mense sê geloof is belangrik en dit is belangrik. En as dit by genesing kom, sê hulle baie keer, dis net dis alles geloof. En weer eens geloof is belangrik, maar as geloof die pappa is, dan moet genade die mamma wees. Okay, jy kan dit nie die sussie maak. In die Bybel sê jy baie goed saam. Efesiërs, gaan vir 'n paar voorbeelde. Efesiërs 2 vers 8. Efesiërs 2 vers 8. Ons wanneer kyk na genade en geloof hoort saam. By ons link hulle altyd. Want uit genade is julle gered deur die geloof. En dis nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. 1 Timoteus 1 vers 14. En die genade van ons Here was baie oorvloedig met geloof en liefde wat in Christus Jesus is. Genade en liefde, genade en geloof saam. Romeine 4. Romeine 4 vers 16. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees, en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Romeine 5 vers 1 en 2. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Word altyd saamgenoem. Jy kan nie goed met mekaar wegvat nie. Wat het genade weggevat by geloof? In hierdie storie van ons is dit Abimelech. Okay? Abimelech kom vat Sarah weg van Abraham af. Maar hy vat dan nie as 'n vrou nie. Abimelech kom laat Sarah haal en hy vat haar weg as 'n harem toe as 'n byvrou. Hy vat haar nie as 'n vrou nie. So hier's vandag wat gebeur as jy nie weer dink aan tipes. Baie slim mense, dik geleerde teoloë, mense met slimheid en dik brille, sê genade is belangrik, maar is een van 'n lang lysie goed. Dit's 'n klomp Christelike topics en genade is een van hierdie goedjies. Dit is nie die vrou nie. Dit word een van die byvroue in 'n harem. En elke nou en dan word genade bietjie uitgeroep om te kom diens doen, soos wat 'n byvrou sou wees. En weer eens, dis wat die Bybel sê in die konteks van genesing. Vers 3, wie het gelieg? Maar God het in die nag by Abimelech gekom en in 'n droom vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Wie het gelieg in hierdie storie? Abraham. Abraham lieg. Wie kry die hammering? Abimelech kry die hammering. God kom en sê, jy is dood my vriend. Het aan as 'n vrou gevat. En dis net soos 'n Here, jy is besig om verkeerde ou te berisp, wat is in die gang? Op hierdie stadium julle is Abraham klaar geregverdig deur sy geloof. Dis waar hy staan also. En dis nou waar jy broek moet vashou. Want dit lyk vir my of God kyk deur hierdie storie van hierdie ou lieg en hy sien Abraham geregverdig. Dis presies wat dit is. God maak nie speletjies as hy regverdig nie. As hy vir jou gesê het, my genade, ja, dit aanvaar, my genade cover jou sonde, dan maak hy nie speletjies daarmee, hy vergewe jou sonde. En hy gaan nie sy opinie oor jou verander elke 3 sekondes as jy iets stoepies doen. Okay? So Abraham lieg? Ja. Is dit 'n goeie ding om te doen? Nee. Moet dit nie doen nie. Moet nie gaan stoepid gedoen om God se genade te toets nie, of sulke dinge nie. Maar as jy God aangeneem het, dan sien hy jou geregverdig. So, maak jy foute? Natuurlik maak hom foute. Is dit 'n probleem? Natuurlik nie. Dit is nie 'n probleem as jy 'n fout maak nie. Nou is nou, vir die van ons wat al 'n langer tyd met die standpunt 'n groot storie. En dit is,
As jy iemand sien val, sê maar moreel, hou die ding in gedagte, julle. Hoe sien God daai ou, as dit sy kind is? Kan mense totaal van God af wegdryf? Ja, hulle kan. Maar mense kom baie makliker terug na God, as hulle glo, hy is 'n liefdevolle pa wat vir hulle staan en wag om terug te kom, en nie kan wag om hulle weer te sien nie, as wat hy dink hy staan daar en hy gaan vir hulle wipe, maar as hulle gedoen het. God se genade trek mense na hom toe. So as jy met iemand soos dit werk, herinner hom aan hoe God hom sien. God sien hom geregverdig. Abraham staan hier so en lieg, vertel almal sy sussie, God kyk deur daai twak, okay? Sien hom geregverdig, spreek vir Abimelech aan. Almal van ons het hierdie goedjies, so ons kyk na iemand en dink, hulle maak groter is droog, almal van ons maak droog, groter en kleinere mate. Dis net 'n graadverskil. Party ons wat hulle doen, jou huweliksmaat kan dit nie meer vat nie, ander ons goed wat hulle doen, kan die polisie nie meer vat nie. So is nie van 'n groot impak. Maar almal maak foute, en God het nie 'n verskil reg goed nie. Ons word nie geregverdig oor wat ons doen. Ons word geregverdig deur ons geloof en sy genade. In elk geval, so God kom by Abimelech, hy sê vir hom, jy is dood. Want, hoekom? Jy het geloof en genade geskei, jy het Abraham en Sarah geskei. Kan dit nie doen nie. En wie is weggevat? Sarah is weggevat, is nie Abraham nie. Baie mense preek geloof, en hulle kan genade uit die storie uitlos. Maar as jy genade preek, is geloof outomaties daar. Okay? Jy kan nie, mense wat genade lewe en geloof, daar is altyd geloof daarso. Vers 4. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie, omdat hy, en daarom vra hy, Here, sal u ook 'n regverdige nasie ombring? As Here sê, gaan jy doodmaak, sê hy, maar Here, hy het my gelieg is, sal jy my nog steeds doodmaak dan? En dit is my baie interessant, want Sarah is 'n by, okay? Die koning het haar nie laat roep, omdat sy Sarah was, nie? Mense het rondgeloop en gedink, yes, hierdie girl is mooi, ons moet haar by die koning kry. So sê hulle vir die koning toe, sê nou maar as sy kom. En ten spyte daarvan, gaan sy so toe, en die koning kom nie by sy nie met speelding uit nie. Hoe werk dit? Ek weet nie hoe dit werk nie, is ek besig of dom, of ek weet nie, maar op grond hiervan at least, kan Abimelech staan en sê, ek was onskuldig, Here. En ons gaan nou kyk die impak daarvan in die storie. Vers 5 en 6, het hy nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in onskuld van jou hart gedoen het, en ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om aan haar te raak nie. Nou is die ding, hou die altyd bly ons werk in types. Die kerk het die wêreld mislei. Ons hanteer genade soos ons sussie en nie soos ons vrou nie. So ons sê vir die wêreld, God het jou onvoorwaardelik lief. Kom na Jesus toe. Hy het jou lief net as jy is. En dan kom die mense na Jesus toe en ons sê vir hulle, dis die reëls maatjies. Hierdie reëls is die reëls wat julle moet nakom nou as julle Christen is. So in die onskuld van hulle harte glo hulle hierdie boodskap van genade. En hulle kom na Jesus toe en hulle weet nie dis baie keer net 'n show en lip service nie. En mense wil graag die wette ding doen nie. So ons sê een ding en dan oordeel ons mense wat kom op 'n ander stel reëls. Mense aanvaar dat die kerk is 'n plek waar hulle vergifnis gaan kry en genade gaan kry. Hulle aanvaar as 'n plek waar mense hulle gaan ontvang net soos hulle is. En dan kom hulle in en dan rol ons vir hulle mooi lys die reëls uit. En in vers 6 wat ons nou net gelees het, erken God Abimelech se onskuld. En hy sê ek het jou weerhou omdat ek weet jy is onskuldig. Ek het jou weerhou daarvan om te sondig teen my. En die wêreld kan dieselfde ding doen. Ja. Hier is iets fantasties hier. Die wêreld kan nie genade besoedel nie. God het dit toegelaat. Dink aan die storie in Matteus 8 kom Jesus van die berg af, net daai bergpredikasie. En onder kom 'n melaatse om toe gehardloop. En Jesus maak hom gesond. Nou, volgens die wet wat nog in werking was daai tyd, kan 'n melaatse nie eers aan te ander mense kom nie. Hulle het heeltemal apart gebly buite die plek. Mag nie na ander mense toe kom nie, want enige iets wat soos dit was, of dit nou bloed was, of dit melaatsheid was, of dit siekte was, maak nie saak nie. Jy kan nie aan ander mense gaan raak nie, want
jou onreinheid maak iemand anders te onrein. Dis hoe dit werk, dis hoe jy dit so beskerm het. Maar met Jesus genade werk dit nie so nie. Hier kom 'n melaatse ou aan, en Jesus raak hom aan, en die melaatsheid, die onreinheid verander in reinheid, as genade in die prentjie inkom. So, wat genade doen is, genade maak van 'n onreine 'n reine. Dit besoedel, word nie besoedel deur die onreinheid. Genade is so kragtig, dit kan nie besoedel word nie. En die kerkwêreld wat genade nie verstaan nie, die hele tyd die probleem van hulle worry, mense gaan genade gebruik en rondhardloop in sonde doen. Dis 'n wildcard wat mense het, want ek meen as jou sonde nie God affekteer nie, dan kan jy mos maar doen wat jy wil. Maar God laat nie toe dat sonde genade besoedel nie. Dit reinig juis die wat onrein is. Dit is die goeie nuus van die evangelie. En die klem is op goeie nuus. Party mense sê evangelie is glad nie goeie nuus nie, julle. Goeie nuus is, jy gaan nie God aantas van jou twak nie. Hy is daar, sy genade is juis daar om jou te reinig en gesond te maak. Ok, vers 7. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet en hy sal vir jou bid dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie, weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, jy en almal wat aan jou behoort. So, gee die man sy vrou terug, sit genade terug by geloof. Dis wat hy moet doen. Ok. Hier is nou 'n interessantheid. Want hy is 'n profeet. In dieselfde hoofstuk waar Abraham nou net uitgevang is, lieg, sê God, hierdie is 'n profeet wat vir jou gaan bid. Weer eens, God speel speletjies as hy sê jy is geregverdig nie. Hy sien jou geregverdig. Hy gaan nie sy mind verander elke 15 minute as jy iets stupids aanvang nie. So, ons wil so graag ons lewens net meer optrede. Dis wat ons wil doen. En jou skuldige gevoel as jy kerk toe ry en jy jou vrou beklei lekker. En dan stap jy by die kerk in en jy ervaar God daai dag soos nog nooit vantevore nie. Of jy loop nog en voel skuldig oor staf en God gebruik jou om met iemand anders se lewe iets amazing te doen. Want dis hoe God is. Inspector Clouseau, so dit 'n leieraad genoem het. En dan word jy sommer so geseën in die diens en jy voel net, ag, dis nie so baie nie, ek gaan sommer opmaak my vrou weer. Genade kry jy by belydenis uit. Dit is nie die wette wat jy daaruit kry nie. Hierdie plek in die Bybel is ook toevallig die eerste plek in die Bybel waar gepraat word van wat 'n profeet is. So, net kortliks gou, 'n profeet is iemand wat invloed het by God. Dis nie noodwendig iemand wat sê wat gaan gebeur in doom en gloom nie. Dis iemand wat invloed by God het. So, as jy onder 'n nuwe verbond God se kind is, het jy profetiese bediening, want jy het direkte toegang en invloed by God. Dit beteken prakties, as jy ongeluk sien, hoef jy nie te staan en wag vir goosebumps en live shows nie, jy kan onmiddellik bid, jy het toegang tot God, en jy het invloed by God. Jy kan God dinge vra, en jy kan hom groot vra. Ek dink as ons baie graag wil hê hierdie gemeente moet groei, dan kan ons seker net wel vir God vra en hom vertrou, dat hierdie gemeente kan ontplof, en die hele stad 'n invloed op het. Het jy al gedink om nie dalk vir 'n werk te bid nie, dalk vir 'n posisie te bid? Ek dink ons kan doen met 'n klomp Christene in topbestuur. Jy kan na God toe gaan, hy's 'n groot God, groot versoeke, groot geloof, want jy het inspraak, jy het toegang tot God. Dis die storie van die profeet. So, Abimelech, ek gaan volgende stuk lees. Abimelech is toe die môre vroeg op en het al sy dienaars geroep en die hele saak oor hulle vertel. Toe was die manne baie bang. En Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen? En wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my en my koninkryk 'n groot sonde gebring het? Dinge wat nie mag gebeur het nie, het jy my aangedoen. Ok, so Abimelech roep al sy manne, hy vertel hulle wat gebeur, almal piepie teen hulle bene af, dis heeltemal verstaanbaar. En dan sê Abimelech vir Abraham, ek neem jou kwaadlik oor wat jy oor my gebring het. Kyk, hoe het jy dit gedoen? Wat het ek aan jou verkeerd gedoen? En die wêreld kan dieselfde met ons vertel. Hulle kan kyk na hierdie storie en sê, julle vertel ons van genade. Ons het nie geweet is net lipservice nie. Ons het nie geweet julle is nie intiem met genade vertrou nie. Dis net een van die klomp teorieë in Christendom nie. Vers 14. Ek gaan dit aanskiep sommer net.
Toe neem Abimelech kleinvee en beeste en slawe en slavinne en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sarah het hy dan teruggegee. En hier raak dit nou interessant. Want hier kom Abimelech wat nou verontreg gevoel het en hy maak nou Abraham ryk, gee hom net 'n klomp staf. En hy gee sy vrou terug. En ons werk met tipes so geloof word verryk. Toe genade teruggesit word was hy hoort. Okay. So wanneer die genade terugsit by geloof, word jou geloof effektief want dit word verryk. En dis nie 'n stryd tussen geloof en genade nie. Die twee hoort saam. Okay? Ebony and ivory. Living together in harmony. Vers 15. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou oop, woon waar dit goed is in jou oë, sodat raak dit al beter. Hy het net 'n klomp diere en slawe goed gekry om te help. En nou kry hy nog ook die ding van die koning van, gebly my land net waar jy wil. Dink aan jouself, iemand sê vir jou, kies vir jou 'n plekkie in hierdie land van ons, net waar jy wil bly. Geloof is terug by genade, en geloof word net al hoe meer verryk. Vers 16. En vir Sarah sê hy, kyk, hier gee ek aan jou broer 1000 sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou 'n bedekking van die oë met betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat jy in elke opsig geregverdig is. Ek gaan kyk, ek het iewers die Engelse vertaling vir die neerskryf hier, so dit sê vir my baie reis. So Abraham word nog steeds verryk, hy kry nog 'n klomp cash ook as gevolg van Sarah wat terug is. Maar dan gebeur iets amazing, dit sê, so to Sarah he said, behold, I have given this brother of yours 1,000 pieces of silver, see it is to compensate you for all that has occurred, and to vindicate your honor before all who are with you. Before all men, you are cleared and compensated. Wat sê jy nou, Alvin? Vers 16. Verse 16, it says, and unto Sarah he said, behold, I have given thy brother 1,000 pieces of silver. Behold, he is to thee a covering of the eyes, unto all that are with thee, and with all other. Thus she was reproved. Okay. Different word. Ja, so die een sê, die reproved is die uitskitterik, dis ook nie wel gecheck het gegaan. Al die ander goede sê, sy is vry, before all men you are cleared and compensated. Hy het daar in ere herstel as gevolg van alles wat daar gebeur het, vir die onreg wat daarna gedoen is. Okay? En hier is wat gebeur. God wag vir iets wat gebeur, of moet gebeur, voordat genesing vloei. Hy wag dat genade 'n regmatige plek inneem, maar 'n plek van eer. Die kerk het 'n lang lys van goedheid, en iewers op die lys is genade. En die oomblik as genade herstel word na die plek waar dit behoort, by geloof, dan vloei genesing. En dis presies wat hier gebeur. Nadat gebeur het, die eerste 2 versies wat ons gelees het vanoggend, en toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Dis die eerste ding wat gebeur toe al die gebed teruggesit by mekaar, is Abraham bid, genesing vloei. Wat kan ons hier leer? Ek gaan myself haas, soos jy in slaap raak amper, ons is nou klaar. Ek wil na 2 dinge kyk gaan. Die een ding is, kom ons kyk eers aan die ou wat bid. Ek sou aanneem, jy wil graag vir ander mense bid en hulle word gesond. So, hoe het Abraham gekwalifiseer? Abraham het gekwalifiseer deur nie te kwalifiseer nie. Hy het gelieg, hy is uitgevang. Hy het gelieg om sy eie bas te beskerm. Maar hy was 'n geregverdige bangbroek en liegwek. Okay, dis die verskil. Hy is 'n profeet nie omdat hy so fantasties is nie. Hy is 'n profeet omdat God sê hy is 'n profeet en God verander nie sy roeping op sy lewe omdat hy droog maak. God gebruik hom om genesing te bring na 'n hele familie. So hy gebruik iemand wat deur genade geregverdig is deur sy geloof en nie deur sy werke nie. So as jy bid, is hierdie 'n kwalifikasie. Is jy geregverdig deur jou geloof of probeer jy die ding met jou werke uitsort? Mense gaan nie gesond word nie. Dis nie dat mense nie gesond gaan word nie. As jy nie in genade wil leef nie, is dit nie dat mense nie gesond geword het, hulle bid nie, hulle. Maar ek weet nie of God agter die ding staan nie. Daar is 'n ding in die Bybel van valse gawes. God werk deur mense, maar God wil al die eer hê. Okay.
Dis hoekom dit so werk. God wil al die eer hê, en die manier hoe hy die eer kry is om jou uit die prentjie uit te hou. As jy net in genade gaan en ten spyte van al jou stikkindheid en goed wat nog nie reg is nie, vir mense bid, dan doen God die werk en God kry die eer daarvoor. As jy nou aankom met jou braaispaak werkies, dan gaan die eer baie keer aan die braaispaak werkies toe. Hier is die ding wat baie keer gebeur en dit het baie keer aan my gebeur. Die duiwel kom by jou en sê vir jou, jy kan nie vir iemand bid wat siek is nie, jy is nog self siek. Kom eers self gesond en dan gebid jy vir ander mense. Want dit klink logies, die ding van, wel ek is nog self siek, so ek kan nie vir ander bid nie. Dis die hele ding van, ek kan nie vir ander mense gee wat ek nie het nie, al die stories. Maar toe Abraham vir hierdie familie bid, wat het hy vir hulle voor gebid? Hy het vir hierdie familie gebid vir kinders. Hulle was kinderloos. Toe Abraham vir hulle bid, staan hy onder 'n belofte van God van jy gaan 'n nasie hê. En hy behaas dit. Niks. Abraham het nog niks van sy belofte gesien nie. Hy het nog net die kind gehad nie en hy gaan bid vir ander mense vir kinders. Okay. So daai ding wat die duiwel vir jou sê, jy kan nie vir iemand gebid iemand jy is nog siek. Baie met my gebeur. Toe die gemeente begin het, het amper nie begin nie. Maar sê ek kan nie gaan staan voor mense en vir hulle sê wat om te doen nie. Ek het self te veel vrae en te min antwoorde. Ek het self verwarring goed in my koppies. Ek jaag self baie aan. So, hoe gaan ek voor 'n gemeente staan vir hulle sê wat om te doen? En gelukkig het die Here net my helper gegee nie, so ek nog 'n slim enetjie ook. En sy het my baie hiervan herinner van ons staan nie voor julle vertel julle wat om te doen omdat ons nie die bruidspaaks is nie. Ons staan juis hier omdat ons nie die bruidspaaks is nie. En ons staan vir julle want die goed wat ek vir julle met julle praat kom uit die woord van God uit. Dit is die fundament, dit is die waarheid. Ons staan en vertel vir julle omdat ons nie uit onsself doen nie ons eie krag doen nie. Ek het niks van daai goed om op staat te maak nie. Ek het my slim goed wat ek op kan staat maak nie. Ek kan julle brood vertel uit my gebrokenheid omdat ek geregverdig staan voor God. En omdat ek staat maak op sy genade en op sy krag en al daai goede. So die goeie nuus van julle vir julle vanoggend is wat julle so sit is ek en hy het nie ons lewe by mekaar al nie. As God nie werk doen nie kan dit nie gebeur nie. Dis die goeie nuus. So as jy nie uitgesort is nie, is dit goeie nuus. Jy kan van mense bid. God kan die werk deur jou doen. Dis hoe hy dit doen. Die tweede ding is wat van die persoon voor gebid word. As jy weer voor iemand gestaan of hom bid, hier's wat ek wil hê met jou moet doen. Sê vir hom, my vriend, ek gaan vir jou bid, maar voor ek vir jou bid, net eers hoor. As daar iets in jou lewe is, gaan genesing nie kan vloei nie. So, moenie vir my lieg nie, dat is dit eerder uitsort. Is jy perfek? As jy nie perfek is nie, kan ek vir jou bid. As jy perfek is, het ons 'n probleem. Mense het baie keer ding van genesing en geloof. As jy nie geloof het, moet jy eers in die queue kom staan vir bid nie. Weer eens, I do not see that. Genade is vir onperfekte mense. Okay? So as jy voel jy is 'n goeie seun, is dit dalk moeilik om vir jou te bid. Dink jy oor die stories van Jesus se genesing. Dis die mense wat hy genees het. Dis al die klomp goede wat mense wat onderkant van die samelewing was, siek buite die stad gebly in hulle eie tentjies en goedjies. Die prostituie, dis die mense wat na Jesus toe gekom het teen alle goede in wat hulle mag en nie mag gedoen het nie. En Jesus het hulle aangeraak en hulle genees. Mense word terughou van genesing omdat hulle dink hulle word gestraf vir hulle sondes, al die verkeerde goed wat hulle doen en hulle besef hulle kwalifiseer vir genesing juis omdat hulle nie op hulle eie werke kan staatmaak nie. Dis hoe jy kwalifiseer. Jy kan nie op jou eie werke staatmaak nie. Jy ontvang genade van God af. Ons sit maklik geloof tussen mense en God in. En geloof is baie belangrik, maar dit kan nie meer tussen God en mense wees nie. Jy moet na God toe kom net soos jy is. Hy is, ek weet nie of 'n term vir all sufficient one. God is all sufficient. Jy kom na hom toe soos jy is. Hy gee vir jou wat jy nodig het. Hy gaan vir jou ewen die geloof gee wat jy nodig het, as jy dit nodig het. Okay? So ons kyk na mense en sê God kan hulle nie genees. As hulle dit op dat doen nie. Jesus kyk na die wêreld en die Bybel sê hy het gesien hulle soos 'n klomp skape sonder herder. En hy is die herder. So vir oumas terug na ons storie. Hoofstuk 21. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het en die Here het aan Sara gedoen soos hy gespreek het. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het.
Die duiwel wil hê dat jy nie fisies moet bid nie, want as jy dit doen, dan stel jy dalk jou eie wonderwerk in werk. Abraham gaan bid vir mense wat kinderloos is in sy kinderloosheid en sy kind kom. Die duiwel wil jou keer om te bid vir enigiets, maak nou nie saak, ons praat volgens van geloof, van genesing. Die duiwel gaan wil keer dat jy bid vir enigiets en vir jou sê, jy is nog nie reg om te doen nie, want jy is nog nie goed genoeg, so perfect nie. En dis die hele punt daarvan, jy gaan nooit perfect wees nie, so jy gaan nooit bid nie. Moenie van luister nie, okay? En hier is nie 'n geïsoleerde geval nie. Wanneer het Job se storie omgedraai? Dis nog vir my interessant. Job sit daar en hy kry dit van al die kante af. Nog eendag vir Job 'n liedjie skryf, ek kry my nog jammer. In elk geval, hoor wat sê die Bybel, wanneer het Job se storie omgedraai? Job 42 vers 10. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder en dubbel soveel as voorheen. Awesome. Dis wat God wil doen. Hy is die super trooper doper goedjies. Ons hoef dit nie te wees nie, is nie nodig nie. God is die almagtige, goeie, genadige God. Hy wil mense baie graag gesond maak. Hy wil dit doen deur stikkende mense, want dan kry hy die eer. En hy wil dit obviously vir stikkende mense doen, want hulle het dit nodig. Dis hoe jy kwalifiseer vir die storie. So dis nie jy nie, jy is baie oulik en al die lekker dinge, maar God is weer deur. So vanoggend wil ek vir jou los met hierdie dinge. Geloof en genade gaan altyd saam. Moenie mense beroof van wat God wil hê om die twee te skei en of net die een of net die ander van hulle te gee. Ons is genees deur die wonder van Jesus. Klaar gedoen. Okay. Jy gaan dit net ontvang as jy nie perfek is nie en heeltemal bewus is daarvan. En net so om te kom omdat God is, hy is goed is en hy wil jou gesond maak. En hy gaan dit deur doen sommer net omdat God is en goed is en hy mense wil gesond hê. En hy gaan al die eer daarvoor kry. Dis die prediking gedeelte daarvan. As jy wil hê ons moet vir jou bid, dan moet jy iewers aanmeld, hoor. Ek weet nie wie siek en wie krap en wie goede nie. Hierdie werk net so goed vir die binnekant julle en omdat ons dit so duidelik en baie nou sien, want ons werk baie daarmee, kan jy alles hiervan sien. Van jy hoef nie perfek te wees dat God jou moet gesond maak nie. Dit frankly werk baie goed as jy nie perfek is nie. En ek en Harry is nie perfek nie, of wie ook al daarmee deel nie. En God nog steeds job, wat is sy job? Alles 'n genade storie van begin tot einde. Jy kan dit nie wegvat uit geloof uit nie. So as jy siek is, wil ek hê jy moet by ons uitkom of daar enigiemand toe gaan. Ons is hierso om julle te bedien na opsig. So maak 'n plan en kom ons uit asseblief. Sluit julle oë. Here, dankie vir vanoggend en net weer so 'n awesome ding om te dink van genade. Onverdiende guns. Ons hoef absoluut niks te doen daarvoor nie. Ons kom na U toe soos wat ons is en U is die all-sufficient one. Ons kan by U kry alles wat ons nodig het. En ons het nodig, Here. Ons het nodig. So ek kom vanoggend, bring myself en my gesin en ek bring hier die hele gemeente, almal wat hier sit, vir hulle vanoggend die kuier of hulle hier is. Bring ek na U toe dat U ons sal kom ontmoet waar ons is in U goedheid. En dat U vir ons sal vat na 'n plek wat U voor betaal het. Naamlik totale vryheid van ons sonde. Vryheid van siekte en pyn. En voorsiening wat sê meer as genoeg in elke omstandigheid om my oorvloed te kan gee vir goeie werk. Dit, Here, is wat ons as gemeente U voor vertrou. Dankie dat U klaar die werk om doen het. Help ons om dit in ons lewe te kry. Dankie dat ons totaal afhanklik van U hierdie dinge kan doen, dat ons nie op ons eie slimheid of plannetjies of geleerdheid of eers Christendom moet staat te maak voor die Here. Ons is net die kinders en dankie dat ons rein en geregverdig staan, skoon gewas met invloed by die almagtige God. Dis amazing. Ons dankie daarvoor.
En Here, spesifiek op genesing wil ek vanoggend net vra dat U elkeen wat hier so sal sit sal help om op U goeie tyd met U werking in ons lewe elkeen van ons uit te kry, elkeen uit te kry op die plek van genesing binne, genesing buite. En weer eens ook in die naam van Jesus Christus kom seën ek hulle met God se ongelooflike goedheid en guns wat onverdiend is. Dit is vanoggend julle sin in Jesus. Ontvang dit, maak 'n deel van julle lewe. En Here, ek bid vir U beskerming vir elkeen van hulle totdat ons mekaar weer sien. In Jesus se naam. Amen.